Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand, welkom weer eens by Straatwys. Het jy al so 'n oggend gehad waar jy opstaan en iets is net skeef? Dit is nie noodwendig iets groots nie, dit is net daai gevoel van asof jy met die verkeerde voet uit die bed uit opgestaan het. En dan amper soos 'n sneeubal teen die berg af, begin alles in jou lewe rol. Eers is dit die klein dingetjies, iemand praat met jou en jy hoor dit verkeerd en dan nog iets en teen die tyd wat jy by die werk kom, voel dit of almal jou toets. Mense raak irriterend en dinge raak swaar en jy raak kort af. Dit is asof die wêreld besluit het, vandag is die dag wat ons op jou gaan pik. Nou ja, dis menslik en ons almal het sulke dae. Selfs Dawid in die Psalms het dae gehad waar hy uitgeroep het, waarom is my siel so onrustig binne in my? Maar hier is die interessante ding. Onthou jy daai idee van Maslow se hamer? Wat sê dat as al wat jy het 'n hamer is, lyk alles so spykers. So as jy dag instap met 'n hamer in jou hand, 'n harde hart, 'n gespanne gemoed, 'n verwagting dat dinge gaan skeefloop, dan begin alles en almal rondom jou soos 'n spyker lyk. Mense raak vyande en situasies raak aanvallerig. Jy voel jy moet regmaak, regstel en terugkap die hele liewe tyd. Maar die waarheid is, dis nie dat alles spykers is nie. Dis dat jy alles so begin sien. Dis soos jou sosiale media se algoritmes, Facebook en Instagram en TikTok. As jy heeltyd na negatiewe goeders kyk, na konflik, drama, politieke bekleierery, dan begin jou wêreld naderhand so lyk. En jy dink dis so, want dis al wat jy sien. Dis al wat vir jou gewys word. En naderhand glo jy, dis hoe die wêreld is. Maar aan die ander kant, as jy doelbewus lig, hoop en waarheid soek, begin jy dit ook meer sien. Nie omdat dit die ander goeders weg is nie, maar omdat jy kies dat die meeste spasie in jou hart en kop aan sulke dinge behoort. En hier's waar dit baie prakties raak. Want jy stel aan elke oggend op en daar is 'n hele toolbox voor jou. Nie net 'n hamer nie. Jy het keuses, jy het sagtheid, jy het geduld, jy het wysheid, jy het stilte, jy het die vermoë om iets op te los, om asem te haal en om te wag. Prediker sê daar's 'n tyd vir alles. Met ander woorde, nie elke situasie vra dieselfde tipe reaksie nie. Party dae vra vir 'n hamer, ja, maar ander dae vra vir 'n sagte hand. Party situasies vra aksie, ander vra vertroue. Party vra dat jy iets moet regmaak, ander vra dat jy dit net moet los en God toelaat om dit vir jou te vorm. En miskien is dit waar ons vashak. Ons probeer die hele lewe bou met net een tool. Ons slaan en dan wonder ons hoekom dinge breek, hoekom verhoudings kraak en hoekom ons moeg en gefrustreerd word. En dan raak ons selfs kwaad vir die gebou van ons lewe, omdat dit nie wil aanpas by hoe ons wil bou en die tools wat ons het. Maar luister mooi, die doel is nie om net besig te wees nie. Die doel is om iets moois en effektief te bou. Psalm 127 sê, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. So dalk begin dit ook daar. Nie net watter tool jy kies nie, maar wie jy toelaat om saam met jou die dag in te gaan en saam met jou te bou. So vandag, kyk weer na jou dag. Kyk na jou hart. Kyk na wat jy optel uit jou toolbox uit wanneer jy opstaan. Want jy kan elke dag die hamer kies. Dis jou reg. Maar moenie verbaas wees as alles dan begin lyk soos iets wat jy moet slaan nie. Of jy kan stadiger raak. Jy kan bewus raak daarvan dat party goeders het 'n skroewedraaier nodig, ander het 'n saag nodig en ander het partykeer net nodig om gelos te word, om droog te word. So raak bewus en kies met wysheid, want nie alles in die lewe het 'n hamer nodig nie. Ek hoop jou dag is wonderlik en tot ons weer saam stap, mooi loop.